Ek vra verskoning as die keel so 'n bietjie snaaks klink vanmôre. Ons is nog nie heeltemal gesond nie, maar ons glo die Here sal ons deurdra. Julle wat die woord van die Here het, kan oopmaak in Spreuke hoofstuk 27 en ons gaan lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 27. En ons gaan hierdie tydperk in vir wysheid. Wie het al 'n bietjie die wysheid in hulle huise begin toepas? Steek op jou hand. 1, 2. Wie nog? Wie wil 'n kans vat? Wie steek op jou hand? Nie. So jy sien, julle kan van niemand anders die skuld gee as dit nie werk nie, behalwe julle self. Amen? Amen. So jy moet by die spieël gaan kyk. Vanaand as jy by die huis kom vanmiddag en sê, as dit nie werk nie, is dit my eie skuld. Amen? Amen? Nou, ons bang om amen te sê, want het is mos nie lekker om te hoor as ons sê, is my eie skuld. In die woord van die Here leer ons dat God se wysheid is anders as die mens se wysheid. En ek gaan vir die woord uit voorhou. Hy sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring. Die woord van die Here leer ons en sê, moenie dink en beplan oor môre nie, want jy weet nie of jy môre gaan sien nie. Ons weet nie wat môre se probleme gaan inhou nie. Ons wil baie keer wil ons fokus op môre, ons gaan môre dit en ons gaan môre dat. Wat doen jy vandag? Jy sien, ons wil almal sê altyd, ek gaan dit nog doen en ek gaan dat nog doen. Is dit nie so nie? Baie van ons het al gesê, ek gaan dit nog vir die Here doen en ek gaan dit nog vir die Here doen. En baie mense sê, ons wag op die Here. Die woord van die Here sê, die tyd is hier en nou, want jy weet nie of jy môre gaan sien. Ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Jy beplan dalk en sê, jy wil môre vir iemand die woord van die Here gaan bring, en môre kom jy dalk in 'n motorongeluk en jy kan nie die woord bring nie. As die Here op jou hart lê om iets te doen, dan doen jy dit nou. As God in jou hart klop en sê, weet jy wat, my broer, staan op, en is dit 12 uur in die nag, en jy ry nou na hierdie broer se huis, en jy gaan gee om die boodskap wat ek jou gegee het, dan doen jy dit. Die ouer mense sal weet, hoe baie kere, baie keer, wanneer jy die Here iets gevra het, dan kom klop daar iemand in jou deur, sonder 'n afspraak. Want dan het God 'n afspraak met jou gehad. En God het in iemand anders se hart gewerk, wat op 'n pad met die Here stap, om daar die boodskap vir jou oor te gee. So moet jou nie beroem op môre nie, want ons weet nie wat môre vir ons gaan inhou nie. Hy sê, laat ander jou prys, en nie jou eie mond nie. Ander mense, laat hulle jou op jou mond, nie jouself nie. Hoekom? Want dan raak ons groot in onsself. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Daai onheilige drie-eenheid, me, myself en I. Ek het dit so bemag. Ek het my besigheid opgebou tot waar hy vandag is. Ek het my familie gebring tot waar hy vandag is. Moenie dit doen uit jou eie mond uit nie. Want weet jy wat, die duiwel het dit ook gedoen. En hy het tot 'n val gekom. Want die woord van die Here sê, dat hy het in sy agtergekom, dat hy mooi is. En hy het begin trots in homself word, en hy het begin hoog in homself word, en hy wou hom gelyk aan God gestel het. Jy sien, trotsheid haat God. Wees altyd nederig. Wanneer jy ietsie doen, as jy ietsie vermag, en jy doen iets goeds, en iemand anders te prys jou, en jy het dit nie self uitgevind nie, dan maak jy seker dat daai persoon weet jy het by iemand anders te geleer. Want ons wil nie ons self promoveer nie, ons wil nie ons self verkondig nie, maar ons moet Christus verkondig. En hoe doen ons dit? Deur nederigheid. Deur nederigheid verkondig ons Christus, en God het van die begin van die skepping af, het God van die mense verwag om afhanklik van hom te wees. Want toe hy in die boom stel, die boom van kennis van goed en kwaad, kon hy die keuse vat, of hulle die boom van die lewe eet, en of hulle die boom van kennis van goed en kwaad eet. Toe kies hulle om die boom van goed en kwaad te eet, in plaas daarvan om die Here te vra en te sê, Here, wys U ons wat is reg en wat is verkeerd. Ons wil alles in ons eie mag regmaak. Ons wil alles mos self doen. En die woord van die Here sê, wanneer jy jou prys, moenie jouself prys nie. Hy sê, 'n vreemde, en nie jou eie lippe nie. Laat iemand anders te jou vereer. Hy sê, swaar is 'n klip, en die sand het gewig, maar die ergernis oor 'n sot is swaarder as al twee. Ons hou mos nie van die woord sot nie. Die pastoor mag dit nie van die kansel af sê nie, want dit is nie Bybeltaal nie. As die Bybel dit sê, is dit Bybeltaal. 'n Sot is iemand wat in sy eie rigting inloop en niemand kan hom niks leer nie. Die woord van die Here sê, swaarder is iemand wat hardkoppig is. Ons het almal met so iemand te doen gehad, is dit nie so nie? Hardkoppig, jy kan hom niks vertel. Jy het al 10 keer met daai selfde probleem gesukkel, dan sê jy vir hom, dis die probleem, dan sê hy, dis nie die probleem. Dis my way of die verkeerde way.
Dit nie so nie. Die woord van die Here sê swaarder is dit om saam met so 'n persoon te lewe as om klippe rond te dra. So weet jy wat, gooi dit in jou sak vol klippe en dra dit, as wat jy daai persoon as las in jou lewe dra. Want jy kom op 'n punt wat jy daardie persoon se soltheid nie meer kan verdra nie. En dan gaan jou toorn oor hom ontvlam en dan gaan jy sondig in die oë van die Here. So keer jy eerder af van iemand wat dink hulle weet alles. Ons spreek oor wat sê Jack of all trades, master of none. Ken julle dit? Dit word gebruik om iemand te beledig. Ken julle die volle spreekwoord? Die volle spreekwoord sê Jack of all trades, master of none, better than master of one. Dis die volle spreekwoord. So dit beteken, hoe meer jy weet, dis beter vir jou om meer te weet oor baie dinge, as om baie te weet oor een ding. En elkeen van ons was op 'n stadium in ons lewe, in ons jonkheid, wanneer ons 'n sekere ouderdom bereik, dan kan niemand jou niks vertel nie. Jy is die sterkste, jy is die slimste. Jy is sterker as Rusland en slimmer as die paus. Dit nie so nie. Ja. En as iemand jou ietsie sê, "Daai moet my kom wys hoe dit is." En die woord van die Here sê swaarder is dit om saam met so 'n persoon te lewe. Want God wil nie hê dat ons moet roem in ons eie krag nie. God wil nie hê dat ons moet staat maak op ons eie vermoëns nie, want dit gaan maak dat ons mense in 'n verkeerde rigting instuur. Hy sê woede is wreed en toorn kook oor, maar wie kan voor jaloesheid standhou? Woede is wreed, wanneer jy kwaad is, kan jy wreed word. Wanneer iemand jou gesinde nakom, as daar iemand, 'n inbreker by jou huis instap, dan raak jy woedend. En jy kan wreed word oor daai persoon. Die woord van die Here sê, jy mag, wanneer iemand jou aanval, mag jy hom doodmaak, net in die nag. Nie in die dag nie. Dis wat die woord sê. So wanneer jy iemand doodmaak in die nag, sal jou saak wen in die hof, maar wanneer jy iemand in die dag doodmaak, gaan jy dit verloor, want God gaan nie die saak vir jou veg nie. Jy sien, ons ken nie die woord van die Here nie. As daai man by die huis inkom, Rian, gaan jy hom groet met 'n glimlag. 12 uur die nag. Ja, jy gaan dalk, maar daai woede het 'n glimlag. Ja, hy gaan nie met 'n glimlag wakker word as hy daar instap nie. Wanneer daai inbreker instap, as man van die huis, 4 uur die oggend, en jou kinders slaap, en jou kinders kan nie, en jou vrou en jou kinders kan nie hulle self verdedig nie, dan word daai woede in jou wakker. Dan word jy wreed, dan sal jy alles in jou vermoë doen om jou kinders te beskerm. Is dit nie so nie? Maas op. Glo vir my, moenie 'n ma onderskat nie, hoor. Wanneer 'n ma onder druk is, kan sy baie dinge doen. Jare terug was die tannies nie gevrees nie, né? Dis reg. Tannies, julle kan onthou, wanneer iemand jou skrik gemaak het in die publiek, het jy jou hoed van jou kop afgeskrik. Is dit nie so nie? Nou, draai een van die tannies oor 60 skrik maak in die publiek, daai rower gaan sy Moses teekom. Ja? Hoekom? Want daar is iets wat binne in die mens wakker word, woede wat opbou, en dit word toorn, en jy al gesien, wanneer ons kwaad word, dan bou dit op, dan bou dit op, en dan bou dit op, en tot 'n punt, dan kan jy nie meer vat nie, dan bars dit. Die woord van die Here sê, word toornig, maar moenie sondig nie. So ons mag kwaad word, ons mag dat daar die toorn opbou, maar wanneer dit op breekpunt kom, moet ons nie sondig nie. Hy sê, maar wie kan voor jaloesheid stand hou? Daar's niks wat 'n mens so breek, soos 'n jaloesie nie. Daar's mooi jaloesie, en daar's 'n afgunstigde jaloesie. 'n Mooi jaloesie is, o my broer, as jy inkom, ek is bly, jy het 'n nuwe werk gekry, die Here het vir jou voorsien. 'n Lelike jaloesie is, my broer voorsien, die Here voorsien vir my broer 'n werk, en ek sê, ag Here, hoe kan U vir daai man 'n werk gee? U weet hoe is ek, hoekom kry ek nie 'n werk nie? Dis lelike jaloesie. Die Here voorsien, en dan kom met 'n nuwe voertuig by die huis van die Here aan. Hulle het vir jare lank die ou karretjie gery, en die Here seën hulle dat hulle 'n mooi bakkie ry. Dan kry jy so lelike jaloesie in jou hart. Hoekom het ek dit nie? En dan kan mense nie voor jou staan nie, is dit nie so nie. Het jy al gesien hoeveel huwelike is opgebreek as gevolg van 'n besitlike, afgunstigde jaloesie? Het jy al gesien? Hoeveel vriendskappe is opgebreek as gevolg van 'n lelike jaloesie, want niks kan voor dit stand hou nie. En die oomblik wanneer jy in daardie jaloesie verval, kom jy nie weer daaruit nie. Jy kan alles probeer wat jy wil, en jy gaan sukkel om daaruit uit te kom. Net die Here sal jou daar uithaal. Hy sê openlike teregwysing is beter as verborgde liefde. Dis beter om iemand dalk in die publiek tereg te wys en sê, weet jy wat, jy's nou verkeerd, dit wat jy doen is nie reg nie, as om agter die deur vir hom te sê, ek is baie lief vir jou. Dis wat die woord van die Here sê.
Hy sê, hulle wat die teregwysing liefhet en aanvaar, is wys. En baie van ons hou mos nie daarvan wanneer iemand ons regwys nie, is dit nie so nie? Baie van ons hou nie daarvan wanneer iemand jou dalk op koers bring en sê, weet jy wat, jy is bietjie van die pad af nie. En die woord van die Here sê, dis beter, die teregwysing, al word jy dalk in die publiek verneder volgens jou, is beter as om liefde agter dit toe deur te kry. Hoekom? Want teregwysing gaan jou help om in die toekoms beter te wandel. So vrou se kopie al los, met die troues, gooi sy die goedjies van die tafels af, en sy spring op die tafels en sy dans, dan wag nie tot by die huis om uit te trap, jy sê, wat klim af. Sisters, as die man se kopie omlos, en hy daar by die bar is, en die eerste ou kyk om vuil uit, daar by die troue, en hy trek sy baadjie uit, en hy wil bolle rol, dan sê hy vir my man, nou hier op, en jy kom sit. Ja, regwysing in die openbaar is beter as liefde in die verborgde. En ja, baie mense sal sê, maar die pastoor praat met net die vrouens. Nee, die pastoor praat hierdie keer met vrouens en niemand. Want die woord van die Here sê, daar is nie meer Jood nie, daar is nie meer Griek nie, daar is nie meer slaaf nie, daar is nie meer vry man nie, daar is nie meer man en daar is nie meer vrou nie, maar almal van julle is een in Christus. So wanneer die woord van die Here uitgaan, sê die woord, hy sê, wat ek vir die disippels gesê het, wat ek vir julle sê ek vir almal. So almal van ons se kopie het ons al gelos, amen? Ja, die pastoor se kopie los hom op partykeer. Ja, hierdie week was so 'n bietjie 'n robbe week gewees. Hierdie week het ek ook daai toren net opgekook, oorgekook. En tot op 'n punt, toe kan ek dit net nie meer hanteer nie. So elkeen van ons, Sondag, en ons val in hierdie opset. Hy sê die woorde, deur een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Opregte persoon se liefde kan jy sien. Jy hoor dit nie, jy sien dit. Maar daardie mense, pas op, my oupa het dit altyd so gesê, hy sê, God se liefde is nie hand om die nek en soen op die bek liefde nie. God se liefde is hier. Jy sien, daar's baie mense wat jou soen. Judas het ook Jesus gesoen. Maar dit is 'n verraaiende kus. Dit was 'n verraaiende soen. Pas op vir die mense wat voorgee dat hulle altyd julle vriende is, maar agteraf dan beskuldig hulle julle, beswadder hulle julle, maak hulle julle sleg. Maar laat jou liefde opreg wees. Die liefde moet opreg wees. Hy sê die wonde, die wonde deur een wat liefhet is opreg bedoel. Ekskuus tog, ek het dit verkeerd gelees. Die wonde deur iemand wat liefhet is opreg bedoel. Baie keer kan iemand wat vir jou lief is, vir jou iets sê, nie om jou seer te maak nie, om jou reg te help. Om jou op die pad te kry. En weet jy wat, baie keer is ons bang om vir iemand te sê, as hulle verkeerd is, want ons is bang iemand gaan aanstoot neem. Maar wanneer iemand opreg met die Here wandel, sal hy daardie woord aanvaar. Maar as hulle dit nie aanvaar nie, moet jy weet dat daardie persoon, as jy dit uit liefde uitgedoen het, is dalk nie op die plek waar die Here hom wil hê nie. Hy sê 'n versadige siel vertrap die heuningstroom, maar vir 'n hongersiel is alles wat bitter is soet. Vir iemand wat alles het, is daar niks wat hom tevrede stel. Vir iemand wat net die beste het, as hy iets moet kry wat minder beter is as dit wat hy alreeds het, wil hy dit nie. Maar vir iemand wat niks het nie, sal die minste en die kleinste ding vat en dit waardeer. Is dit nie so nie? Was ons almal nie al daar gewees in ons lewe, as ons by die huis kom en vra jy vrou en die kinders, wat wil julle eet? KFC, ek sien lus vir dit nie. McDonald's, ek sien lus vir dit nie. Burger King nie, ook nie dit nie. Something fishy, maar ek het genoeg vis geëet in my lewe, ek sien lus vir dit nie. Jy sien, dit is hoe ons word. Ons word versadig aan hierdie lewe wat God ons skenk, dat alles vir ons nie meer genoeg is nie. Die woord van die Here sê ons moet soms bietjie nederig word. Ons moet soms bietjie dit wat ons in oorvloed het, bietjie berge. En ons moet onsself bietjie versadig met dit wat ons in die minderheid het. Hy sê soos 'n voël wat ver van sy nes af rondvlieg, so is 'n man wat ver van sy tuisplek rondswerwe. Jy sien, die woord van die Here het 'n plek waar jy as man en vrou moet volstaan. Elkeen van ons wat hier sit vanmôre, moet in jou huis volstaan. Jy kan nie gaan rondvlieg daar buitekant as man en maak en doen wat jy wil nie. Jy kan nie as vrou gaan rondvlieg daar buitekant en maak en doen wat jy wil nie. Jy het 'n plek by jou huis om daar vol te staan. Elkeen van ons, elke man, elke vrou, elke kind, waar God jou geplaas het, daar moet jy gevestig wees, want God het 'n rol vir jou in daardie plek.
Wanneer jy wil vlieg, sê die woord van die Here, is jy so 'n swerwer oor hierdie aarde. Hy sê olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend vanweë welgemeende raad. Wanneer 'n vriend jou reg help, sê die woord van die Here, is dit 'n lieflike geur. As Rian bietjie kyk en sê hierdie pastoor is bietjie van koers af. En hy kom na my toe en sê, weet jy wat Marlon, ek dink jy het verkeerd gedoen daarso. Moet ek dit kan aanvaar omdat hy 'n vriend van my is. Net so as ek dalk sien, broer Fani is dalk bietjie van koers af. Moet ek kan sê, oom Fani, dis nie nou reg nie. Moet dit kan aanvaar. Want dis wat die Here sê, wanneer ons 'n vriend is, wanneer hy daardie teregwysing gee, is dit 'n welgevallige geur. En almal van ons neem ons aanstoot wanneer iemand ons teregwys. Dit is so nie. Ja, hier's nie een wat hier sit wat sê ek neem nie aanstoot nie. Nie een nie. Van hier tot daar agter. Want is nie lekker as iemand jou reg help nie. As ek sien, ek hou die mense dop, dan sê ek my suster, moenie so met jou man praat nie. Ek wat julle mooi. My broer, moenie so met jou vrou praat nie. Ouers, moenie so met jou kinders praat nie. Kinders, moenie so met jou ouers praat nie. Jy sien, ons sien baie dinge raak. As ons alles in liefde doen, die woord van die Here sê, sagte antwoord keer die grimmigheid af. Jy sien, maar almal van ons het 'n vuur hier binne in ons, wat woede is en toorn wat oorkook, en ons haal dit op die verkeerde mense uit. Dit nie? Amen? Ja? As daai persoon jy by die werk te nagekom het, wie is die een wat eerste pak slaag kry? Die man by die huis. Ja? As daai by die mense by die werk my geïrriteer het, wie is die een wat pak slaag kry by die huis? Die vrou en die kinders. Ja, dis almal. Ja, doe maar, ek was hierdie week reg gehelp. Ja, pastoor was reg gehelp deur sy eie vrou. Sy kop het hom so 'n bietjie gelos. En kom ek by die huis en lyk hy soos 'n beer met 'n seertand, dan wil ek net moeilikheid maak. Sy sê nee, dis nie reg nie. En gereeld dan sê sy vir my, nee, daai gesig hoort by die werk en nie by die huis nie. Jy sien, so elkeen van ons, en as hy dit sê, dan smelt ek soos botter in haar hande. Ja. Jy sien, elkeen van ons het soms daai teregwysing nodig. Elkeen van ons het soms 'n bietjie wat die vriend jou bietjie op koers moet bring. Hy sê, moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Die woord van die Here sê, wanneer jy in 'n krisis is, moenie aan jou broer se huis gaan nie. Want iemand wat nader aan jou is nader as jou broer wat ver is. Moet ook nie jou vriende verlaat nie. Ek praat nie van jou vriende wat jou van God af wegvat nie. Ek praat van die vriende in Christus. Omdat wanneer hier die woord van die Here praat, as hy praat van 'n vriend, praat hy van iemand wat 'n pad met jou stap. Wat hierdie evangelie aanbetref. So moenie as gevolg van verskille, of dalk teregwysing, of dalk nie saamstem met hoe daai persoon dalk in sy huis optree, of hoe daardie persoon hulle lewe nie, moet jy nie terwille van dit 'n vriendskap wegneem. Ons is gemaklik wanneer iemand nie saamstem met ons, dan wil ek niks met hulle te doen hê nie. Is dit nie so? Amen. Nou in hierdie kerk mag jy terugpraat, hoor. As jy nie saamstem nie, steek op jou hand en sê pastoor, ek stem nie saam met wat jy sê nie. Dan sê ek is reg, maar dan moet jy jou saak kan voorlê. Amen. Sê, nou sal sien. Nou hier is nie 'n kerk waar net die pastoor praat nie. Hier is ook in die gemeente ook praat. So daardie vriende wat ons help op die pad, sê die woord van die Here, moet jy nooit die vriendskap verlaat nie. Hy sê, wees wys my seun en verbly my hart, sodat ek hom wat my skaamt kan antwoord gee. Kinders, hierdie is vir julle. Julle moet altyd julle ouers trots maak. En as jou ouers nog lewe, maak hulle trots. Want daar is ander mense wat neerkyk op julle, en daar's ander ouers wat sê, yes, julle kinders is verskriklik stout. Maar as jou pa en jou ma se haar trots maak, dan kan hulle met trotsheid sê vir daardie mense, wat sê julle stout, en sê, weet jy wat, ek ken my kind, ek weet wie hy is. Miskien is jou kind die probleem. Ja, is dit nie so nie? Ja, die ander kinders is stout. Nee, julle is nie stout nie. Nee. Ja, nee, weet. Kerkkinders is nie stout. Omdat die pastoor se kinders is altyd die stoutste, want hulle speel met die gemeente se kinders. Dis die probleem. Maar die woord van die Here sê, kinders, maak altyd julle ouers se harte bly. Maak hulle trots. Moet hulle nie skaam maak nie. Want weet jy wat, dit is nie lekker as jy hoor dat jou kind droog maak op 'n ander plek nie. Is dit nie so nie? Dit is nie lekker as die skool jou bel en sê, weet jy wat, kom in, jou kind het moeilikheid gemaak. So ouer kinders, maak julle ouers altyd trots.
Hy sê, as 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom, maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf. Neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan, en neem hom as pand vir die onbekende. Wie vroeg in die môre sy naaste met 'n harde stem 'n seën toeroep, dit sal hom as 'n vloek aangereken word. Baie keer dink jy seën iemand vroeg die oggend. Ek wil hom bel, hier 5 uur, my broer, ek het 'n seën vir jou, die Here het so. Die woord van die Here sê, dit sal 'n vloek word. Hoekom? Want ons moet almal hulle rus gun. My pa het my geleer as kind, hy sê, jy bel nie voor 8 nie, jy bel nie na 8 nie. Kan julle onthou? Jy mag nie iemand na 8 in die aande gebel het nie. Ja, ons was geleer as kinders, is ongeskik om iemand te bel. Hoekom? Want na 8 raak hulle rustig en wil hulle tyd saam met hulle familie spandeer. Voor 8 is hulle besig en probeer die dag beplan om vorentoe te gaan. En ek weet ek is ook skuldig daaraan. Dis 'n broer wat ek ook baie keer so vroeg in die oggend bel. Dan ek hoor die broer is besig en dan sê ek, okay, ons sal 'n bietjie later praat. Maar elkeen van ons is skuldig. En die woord van die Here leer ons dat ons moet almal hulle plekkie gun. Gun elkeen sy privaatheid. Ons mag nie mekaar se drempel deurtrap nie, dit sê die woord ook. Amen. Ja. Gaan ons mekaar se plekkie gun tot rus? So as die pastoor jou bel, 9 uur, moet jy weet, dis of 'n genoodsaaklikheid, daar's iets nie reg nie, dan kan jy maar antwoord. Of as jy na 9 bel, moet jy weet, dis 'n noodsaaklikheid. Maar voor dan sal ons julle los, dat julle kan rus. Maar ek weet die ouer mense staan ons vroeg op, is dit nie so nie? Ja, amen. So ons kan tannie julle 'n bietjie voorbel, mag ons maar. Nee, die woord sê, ons mag julle nie vroeg in die oggend pla nie. Hy sê die aanhoudende gedrup, hoor mooi hierdie skrif. Oh, amen broer, op die dag van 'n stortreën en 'n twisgierige vrou is net eenders. Ja, siggie susters. Ja, jy al gehoor as 'n kraan so drup heeltyd in die huis. Raak irriterend en jy kry hom nie toe nie want daai seeltjie het opgepak. Het jy hom al gehoor? Die woord van die Here sê twisgierige vrou en daai kraan is dieselfde. Amen broers, of is julle bang? Amen. Julle is bang, ja. Susters, 'n aanhoudende drup van die kraan is een en dieselfde as 'n twisgierige man. Ja, die woord van die Here sê, dis vir ons almal. So as ek twisgierig is, dan is dit net so goed, sy draai die kraan oop by die huis en dit drup, drup, drup. Dit irriteer jou eweveel. So almal ons sê die susters, maar die susters, hulle like ons 'n fight, is dit nie so nie? Amen susters? Amen broers, die susters like 'n fight. Amen, en die susters like om die laaste sê in te kry. Amen. Amen, ja. Die woord van die Here sê, julle is soos 'n druppende kraan. Ja. Susters, die broers like om te fight. Hulle sê dit nie, maar like om te fight. Amen. Amen, ja. Die broers like om die laaste sê in te kry. Amen. Die woord van die Here sê, dis net 'n druppende kraan as die broer en die suster twisgierig is. God wil nie ons moet twisgierig wees nie. Want God leer ons as mans om hulle vroue in alle eerbied en respek en in liefde met hulle te wandel. En susters, die woord van die Here leer om onderdanig aan die man te wees. Amen, suster. Die woord van die Here leer om jou man te respekteer en om lief te hê. Broers, die Here leer jou hoe om jou vrou te behandel. Ons moet nie twisgierig word nie. Die woord kom op 'n ander plek. Hy sê dis beter om op die hoek van 'n dak te bly as in 'n huis met 'n twisgierige vrou. Ja. As jou vrou beklei, vat jou kussing, vat jou kombers en gaan slaap op die dak. Dis veel beter. Dis beter. Meer vrede daar. Want daar kan sy skree soveel as wat sy wil, die bure gaan dink hierdie vrou het dalk opgelos, want sy wat skree sy op die dak. Susters, as die man by die huis kom en hy wil net beklei en te kere gaan, dan vat jy jou kussing en jou kombers en geslaap op die dak. Gaan nie help nie. Maar met hy vroue sal jou uitvreet van daar bo af, jy sal nie kan slaap in die huis nie. So die woord van die Here leer ons, en sê ons wil baie keer twis oor nitty-gritty nonsens. Die lewe is so besig en ons gaan so verby mekaar. Enigiets wat ons irriteer, haal ons op mekaar uit. En ons almal is skuldig. Nie een van ons is onskuldig nie. Ek is self skuldig daaraan. Baie keer as ek geïrriteerd by die huis aankom, dan kry die mense by die huis die moeilikheid. Maar dan sê ek, hoekom moet ek elke keer oor dieselfde ding praat? Is dit nie so nie, amen? Susters, my vrou ook, hoekom sê, hoekom moet ek elke keer vir dieselfde ding sê? Ja, amen, my vrou, amen. Yes.
Nee, ek spot sommer. Maar elkeen van ons het soms in die lewe het ons daardie toosgierigheid en ons wil toos want is lekker. Daar is iets wat opwek in dit in. En die woord van die Here sê ons mag nie so wees nie. Hy sê wie haar wil teehou, hou wind tee en sy regterhand ontmoet olie. Yster slyp yster, so slyp een mens die persoon van 'n ander. Die woord van die Here sê yster slyp yster. So wat beteken dit? Ons moet mekaar skaaf, sodat elkeen van ons bruikbaar kan wees in die plek waar God ons wil hê. As ons bietjie skouers skuur, of ons 'n verskil het, ek sê baie keer as ons 'n verskil het met mekaar, moenie uit die kerk uit gaan nie, of sorteer dit uit, en ons gaan aan. Want elkeen van ons wat hier is, God red jou siel, maar hy verander nie jou karakter nie. God verander nie wie jy is nie. En dit gaan wees dat baie keer van ons bots ons karakters met mekaar en dit maak dat ons nie van mekaar hou nie, maar dis nie wat die Here wil hê nie. Ons moet mekaar slyp sodat ons kan weet wie en wat die elkeen ene se doel is wat God hulle hierop geplaas het. Die een broer is sag, die ander broer is hardkoppig. Die sagte broer gaan die Here gebruik, die hardkoppige broer gaan die Here gebruik by mense wat hardkoppig is, wat hierdie evangelie nie wil aanvaar nie. So elkeen van ons, moenie sê, omdat ek nie saam met daai ene pad kan stap nie, omdat hy sy eie wil doen en sy eie dinge doen, ek wil nie met hom 'n pad stap nie, want hy is nie soos ek is nie, gaan jy met niemand 'n pad stap nie. Want daar is nie een soos jy op hierdie aarde nie. Daar is nie een wat dieselfde is nie. Daarom is daar so baie konflik tussen skoonouers en kinders. Is nie so nie? Ja, want die ouers van die seun, of die man, het hulle seun op 'n sekere manier grootgemaak. Die ouers van die dogter of die vrou het hulle in 'n sekere manier grootgemaak en wanneer hulle by mekaar uitkom, dan begin die man en die vrou mekaar skaaf. Moenie julle huislike beginsels probeer toepas nie, vind iets nuuts. Want as jy wil wees soos wat jou ma en jou pa in hulle huis was en jou ma en pa in hulle huis was, gaan julle koppe stamp heeltyd. Die woord van die Here sê, daarom sal die man sy vrou, sy ouers verlaat en sy vrou aankleef en hulle vlees sal een vlees word. So ja, dis goed om die beginsels wat goed is in jou huishouding saam te bring. Maar jy as man en vrou, wanneer jy trou, moet jy 'n nuwe beginsel toepas in jou huishouding. Daarom sê ek baie keer as ek die paartjies trou, soos die mense vra, as iemand beswaar het teen die huwelik en niemand sê beswaar in nie, dan sê ek, julle het nou julle geleentheid om te praat. Enige iets hierna hou jy vir jouself. Ouers het geen insaag op hulle kinders se huwelik nie. Ouers het geen sê op hulle kinders se huwelik nie. Hulle moet self mekaar vind. Want hoe jy jou kind grootgemaak het en hoe haar ouers hulle al grootgemaak het, is nie dieselfde nie. En man en vrou moet mekaar kry in die middel om 'n nuwe huishouding te begin. So jy kan raad gee as hulle jou raad vra. As hulle jou nie raad vra nie, staan terug. Laat hulle self uitwerk. Maar is twee verskillende families wat by mekaar kom en hulle met mekaar slyp om mekaar te vind. Net soos die kinders van die Here. Elkeen van ons kom met verskillende kerke uit, verskillende agtergronde uit, verskillende opbrengs, hoe ons groot geword het, en dan kom ons hier by mekaar, en dan wil ek wil nie hande klap nie, ek wil nie my hande in die lug opsteek nie. Wat is fout met hierdie mense? Hoekom praat hulle in tale? Wat gaan aan met dit? Wat gaan aan met hierdie kerk, dat die pastoor toelaat dat die mense kan terugpraat uit die bank uit? En so begin ons mekaar slyp, dat elkeen van ons as 'n gemeente by mekaar kan kom, en te weet, Tannie het 'n plek in die gemeente, Tannie het 'n plek in die gemeente, Tannie het 'n plek, oom het 'n plek in die gemeente, oom, pastoor daar agter het 'n plek. Elkeen van ons is 'n skakel om hierdie ketting sterk te hou. Maar elkeen van ons wil ons die rigting trek en daai rigting trek. Is dit nie so nie? En ons pas dit in ons eie lewe toe. Dan spreek oor wat sê charity begins at home. So voordat jy ander mense probeer help, maak seker jy self is in orde. Maak seker jy self is onberispelik. Maak seker jy self pas dit toe. Hy sê, wie 'n vyeboom oppas, sal sy vrugte eet, en hy wat sy Heer sorg, sal geëer word. Soos in die water aangesig teenoor aangesig, so is die hart van die mens teenoor 'n mens. Die doodryk en die plek van vertering word nie versadig nie, so word die oë van 'n mens nie versadig nie. Die woord van die Here sê, dat so daar baie plek is in die doderyk, so is daar baie plek vir jou in jou gedagtes. Selfs die slim mense het 'n toets al gedoen, en sê die brein het die vermoë as jy hom op volle kapasiteit gebruik, om 300 jaar se inligting vas te vat. Op volle kapasiteit. Ek word gespot en sê ek is dor.
want ek het korting gegee, ek weet wat ons gered het. So ek word gespot wat dit aanbetref. Maar die woord van die Here sê dat wanneer ons kyk na iets, kan die oë nie versadig word nie. Hoeveel keer het jy dalk al by die see gesit en jy kyk hoe daai son oor die see kom, dan jou oë kan dit net nie inneem nie. Jy kan dit nie invat nie, dit is te groot vir jou. Of jy sit daar in die bosveld en jy hoor hoe daai harde kool so klap hierso by die vuur en jy sien hoe sak die son daar so oor die berg. Jou brein kan nie genoeg van dit kry nie. So is die oë. En God sê ons moet ons oë rig op hom, sodat ons meer en meer van hom kan hê, dat ons so kan word dat ons nie versadig kan word nie, dat ons net meer en meer wil hê van dit wat hy vir ons wil gee. Maar die oë lees te min dit en die oë lees te veel dit. Is dit nie so nie? Dis hartseer. Facebook het ons die mense se nuwe kerk geword, nuwe Bybel geword. Die families is kindernies op die familiegroepies het die nuwe talk of the town geword. Die woord van die Here sê ons moet hierna kyk. As ons oë op God gefokus is, sal ons nooit versadig word nie. Hy sê die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud. So is 'n man volgens die roem wat hy geniet. Al stamp jy die sot in 'n stompblok tussen graankorrels met 'n stamper, sy sotheid sal nie van hom wyk nie. Die woord van die Here sê, jy kan 'n ou wat hardkoppig is, 'n paar warm klappe gee, dit gaan niks beteken. Hoeveel keer het ons al so gevoel, as jy kan 'n ou net 'n les leer. Is dit nie so? Die woord van die Here sê, dit gaan niks help nie, want dis wie hy is. Want daardie sotheid kom oor hom, omdat hulle groot in hulle self word. En dit is 'n gees van die vyand, wat dit oor die mense bring, en hulle wil nie van dit ontslaa raak nie, omdat hulle self goed laat voel oor hulle self. Hy sê, gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape. Rig jou aandag op die troppe vee, want 'n skat is nie vir ewig nie, of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag. Dit wat ons het, hou jou oë op die skape, hou jou oë op dit wat God vir jou gegee het. Man, hou jou oë op jou vrou. God het haar vir jou gegee om haar lief te hê, haar te vertroos en haar deur te dra. Vrou, hou jou oë op jou man. God het hom vir jou gegee om jou te lei in sy weë en in alle opregtheid. Ouers, hou julle oë op julle kinders, sodat hulle die weë van die Here kan begin wandel. Kinders, hou julle oë op julle ouers, wat julle in die weë van die Here leer, dat julle goeie groot mense kan word in die lewe. God sê, hou jou oë op die skape, want 'n skat is nie vir ewig nie. Sy is my skat, waarvan ek praat. Die woord van die Here sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Maar ek weet, sy gaan nie vir altyd hier wees nie. Ek weet, my sin gaan nie vir altyd hier wees nie. Ek weet, my familie, my broers en susters gaan nie vir altyd hier wees nie. Waardeer mekaar nou. Moenie by 'n begrafnis mooi briefies kom sê, en sê, ek is so lief vir jou. En die woord van die Here sê, die dooies weet nie, en hulle is vergete. Jy kan daai kus oopmaak, en vir daai persoon sê, ek is so lief vir jou, hulle gaan nie eens 'n oog knip om daarom te reageer nie. Wanneer ons lewe, waardeer mekaar nou. Wees lief vir mekaar nou. Koester mekaar nou. Want dan kom 'n oomblik, dan is dit verby. En die woord van die Here sê, 'n kroon sal op nie van geslag tot geslag gaan nie. Kyk na koning Dawid. Sy seun het dit gehad, en na dit is dit verdwyn. Jy sien, alles wat ons het, gaan weg. Alles wat ons het, gaan tot niet, en ons moet dit waardeer. Hy sê, as die gras verdwyn, en die jong gras verskyn, en die bossies van die berge by mekaar gemaak word, dan is daar lammers vir hulle kleding, lammers vir jou kleding, en bokke as 'n koopprys vir grond, en genoeg bokmelk as voeding vir jou huis, en as lewensonderhoud vir jou diensmeisies. Die woord van die Here sê, wanneer jy sien soos die seisoen verander, ons gaan in 'n tydperk van winter en raak hierdie Magaliesberg so vaal kleur. As daai eerste reën kom, dan is hy groen. En die woord van die Here sê, net so, gaan ons in 'n tydperk in ons lewe, wanneer ons bietjie vaal en droog is, maar God se geestelike reën oor jou kom, sal daar die groenigheid weer terugkeer, en daar sal genoeg voedsel en dinge wees om jou deur te dra. Maar jy moet op God vertrou.
Want as jy nie op die Here vertrou nie, sal jy wees soos 'n dorland. Jy sal wees soos een wat in 'n woestyn ronddwaal. Jy sal een wees wat gaan swerf van plek tot plek en jy sal nooit rus vind nie. So elkeen van ons, man, koester jou vrou. Vrou, koester jou man. Kinders, wees lief vir julle ouers. Ouers, wees lief vir julle kinders. Broers en susters hier in Christus, wees lief vir mekaar in die huis van die Here. Los die toesgierigheid by die huis, by die werk. Moet dit nie huis toe bring nie. Los die bekleierery vir die mense by die werk, nie by die huis nie. Die woord van die Here is beter om op 'n dak te bly as in 'n toesgierige huis. So ek wil nie oproep hierdie week hê van die broers wat sê my vrou wil nie van die dak afkom nie, want ek is weer toesgierig in die huis. Ek soek asseblief nie oproepe in hierdie week waar die vrou my bel en sê asseblief, my man slaap in die huis, bo op die dak, ek is alweer toesgierig hierdie week nie. Ek soek dit nie. Ons soek daai boodskap en sê, weet jy wat, my vrou was ekstra lief vir my hierdie week. My man was ekstra lief vir my in hierdie week. Jy sien, ons moet die liefde bietjie aanwakker. Is dit nie so nie? Daai verliefdheidsstadium gaan weg. Is dit nie? Kan jy onthou, die eerste keer jou vrou of jou man ontmoet het, net deur aan hulle te dink het jou vlinders in hulle maag gegee. Nou, as jy dink, gee so 'n narkol op jou maag. Is dit nie? Ja, baie mense is al daar. So kom maar, dat ons bietjie daai vlinders terugbring. Laat ons bietjie daardie verliefdheid weer terugbring in die huis. As jou vrou daai kom, jy's lief vir haar en sê, joh, jy lyk dan maar seksie vandag, joh. As jou man daar uitkom en sê vir hom, joh, jy handsome, joh. Jy's die mooiste man wat daar is. Weet jy wat? Kom, laat ons mekaar die mooi gee van hierdie lewe en nie die lelik nie. As die suster in die gemeente kom en sy het 'n nuwe rokkie aan, al is dit nie jou smaak nie, dan sê jy vir haar, dis 'n baie mooi rokkie wat jy aan het vanmôre. As die broer hier aankom en hy het 'n nuwe hemp wat hy dra, sê vir hom, ek like jou hemp, ek soek ook een, waar het jy hom gekoop? Jy sien baie keer wil ons net die negatief gee vir die mense en daarom word ons op hierdie punt dat die toren oorloop. En God wil hê dat ons weer daardie liefde onder mekaar terugbring, sodat elkeen van ons kan wees soos wat God wil hê ons moet wees. Kom ons staan saam. Ek pardon vra